Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om kwadratiese vergelykings op te los. Ek gaan die 4 voorbeelde hieronder bespreek en nog 'n hele paar ander. 'n Kwadratiese vergelyking is 'n vergelyking in die vorm ax² plus bx plus c is gelyk aan 0. Met ander woorde, daar is 'n x² in jou vergelyking. Dit beteken dat daar op die ou einde 2 oplossings is. As ek vir jou gee, byvoorbeeld, los op vir x, en dit is klaar gefaktoriseer, x minus 2, x plus 2 is gelyk aan 0, dan gaan jy jou 2 hakies vat en elkene afsonderlik gelyk aan 0 stel. So jy gaan sê, x min 2 is 0, of x plus 2 is 0. Dan gaan jy vir x kan oplos hierdie kant en sê x is 2 en jy kan x oplos daardie kant en jy kan sê x is min 2. Nou, wat beteken jou 2 oplossings? Later in die syllabus sal die 2 oplossings wat jy kry wanneer jy die vergelyking oplos, die 2 x-afsnitte van 'n parabool wees. So jy kan nou sien jou een oplossing was x is 2, daar is die x-afsnit, en x is min 2, daar is die ander x-afsnit. Los op vir x. Nou, om 'n kwadratiese vergelyking op te los, gaan jy sien, moet jou 3-term eers gefaktoriseer wees en alles moet gelyk wees aan 0. En wanneer dit nou in daardie vorm is, dan kan jy sê x minus 4 is 0 of x plus 5 is 0. Dan kan jy jou 2 hakies opsplit. En dan om daardie ene op te los, weet jy daarom teen hierdie tyd 'n mens plus 4 links en plus 4 regs. En dan kan min 4 plus 4 uitkanselleer en jou oplossing daar is dan x is gelyk aan 4. Of die ander kant, x plus 5 is 0 en dan om vir x alleen te kry, sê jy min 5 links, min 5 regs. En dan plus 5 min 5 kanselleer en die antwoord x is gelyk aan min 5. Los op vir y. Nou alreeds kan jy sien dat hy klaar gefaktoriseer is en hy is gelyk aan 0. So nou kan jy net dood eenvoudig gaan en sê y is gelyk aan 0 of jy vat die ander hakie, y plus 8 is 0. En om hom op te los, jy wil van plus 8 ontslaa raak, sodat y alleen is, minus 8 links, minus 8 regs. En dan plus 8 minus 8 kanselleer, dis is die oplossing, y is gelyk aan minus 8. Reg, nou begin ons beweeg na die regte kwadratiese vergelykings. Kyk nou, los op vir x en ek gee vir jou die vergelyking, x² minus 7x is 0. So die probleem is, jy moet altyd seker maak dat jou vergelyking gelyk is aan 0 en nou moet jy faktoriseer. Nou om daardie te faktoriseer, soos in die vorige lesse, weet jy teen hierdie tyd 'n mens haal vir x gemeenskaplik uit en dan bly daaroor x minus 7 is gelyk aan 0. En nou kan jy net doodgewoon sê x is 0 of x min 7 is 0. En dan gaan jy daardie ene oplos om vir x alleen te kry, plus 7 links, plus 7 regs, en min 7 plus 7 kanselleer, dis is jou 2 oplossings, x is 0 of x is 7. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Los op vir x, so ons vergelyking is gelyk aan 0, maar hy is nie gefaktoriseer nie. So 'n mens haal die hoogste gemeenskaplike faktor uit, in hierdie geval 2x. Hakie, x plus 2 is gelyk aan 0. En nou gaan jy hom net opsplit. 2x is 0 of x plus 2 is 0. En dan nou hier aan die linkerkant kry jy vir x alleen, so jy deel met 'n 2 beide kante, so x is nog steeds 0. En aan die ander kant, met die x plus 2, gaan jy om vir x op te los, minus 2 links, minus 2 regs, plus 2 minus 2 kanselleer, en jou ander oplossing is dan x is gelyk aan 0 of x is gelyk aan min 2. Los op vir b. Nou wat fout is hier is baie. Eerstens, jou vergelyking moet gelyk wees aan 0.
So, jy skryf hom as b² minus 8b is 0. Volgende probleem is hy is nie gefaktoriseer nie. So ons veral vir b as 'n gemeenskaplike faktor uit en dan is dit b hakkie b minus 8 is gelyk aan 0. Nou is hy gereed om opgesplit te word. So jy kan sê b is 0 of b min 8 is 0 en dan is die antwoord b is gelyk aan 8. Jy verstaan waar die 8 vandaan kom, nee? Ek sou mos nou hier gesê het plus 8 plus 8. Kom ons kyk nou nog ene. b² is 25. So wat fout is, hy moet eers gelyk wees aan 0. So die 25 gaan oorloop en word min 25. b² min 25 is 0. Nou daardie ding lyk seker bekend. Dis die verskil van twee vierkante. So jy faktoriseer hom. b minus 5, b plus 5 is gelyk aan 0. En nou kan jy net gaan en sê b min 5 is 0 of b plus 5 is 0. Dus gaan die antwoord wees b is 5 of b is min 5. Voordat ons aangaan, as jy nog nie subscribe het nie, doen dit sommer nou. Gaan kyk ook na my webwerf onlinemaths.co.za. Die skakel is in die beskrywing hieronder. Like ook asseblief my video en jy is welkom om kommentaar te lewer. Kom ons los op vir a. En dan gee ek vir jou a² minus a minus 2 is gelyk aan 0. So alreeds is jou vergelyking gelyk aan 0 en aan die linkerkant is alles in 'n dalende volgorde. Nou weet jy wat, mens noem dit later in graad 11 sê ons jou vergelyking is in standaard vorm. Maar nou ja, vir my en jou gaan ons nou net eers bietjie daardie 3 term of trinoom faktoriseer en ons hakkies gaan wees a minus 2, a plus 1. Onthou jy hoe het ek daarby uitgekom? Ek het gesê die faktore van 2 is 2 en 1. Ek wil die middelterm min 1 hê. Hoe kan 2 en 1 vir my min 1 gee? Min 2 plus 1. Reg, terug by ons oplos van ons kwadratiese vergelyking. Nou gaan ons sê a min 2 is 0 of a plus 1 is 0. Dis is die oplossing. A is 2 of a is min 1. Kom ons doen nog ene. Ek gee vir jou die kwadratiese vergelyking. a² min 9a plus 8 is 0. Hy is in standaardvorm, met ander woorde, hy is gelyk aan 0 en hy is in 'n ordentlike dalende volgorde. Nou gaan ek faktoriseer. Die faktore gaan wees a minus 8, a minus 1 is gelyk aan 0. Hoe het ek dit gekry? Die faktore van 8 is 8 en 1. Ek wil 'n min 9 in die middel hê. Min 8 min 1 is min 9. Dus a min 8 is 0 of a min 1 is 0. En ek los op, a is 8 of a is 1. Los op vir x. Nou die probleem met hierdie vergelyking is hy is nie in standaard vorm nie, so ons gaan die 4x oorvat en ons skryf hom as x² min 4x plus 4 is gelyk aan 0. Nou kan ons faktoriseer. So die faktore van 4 sal wees 2 en 2. Kom ek wys gou weer vir jou. 'n Mens sê mos die faktore van 4 is 2 en 2. Ek wil die middelterm moet min 4 wees. Hoe gaan ek dit kry? Min 2 is min 4. En dan is die faktore x min 2 maal x min 2 is 0. Dan sê ek x min 2 is 0 of x min 2 is 0 en my twee oplossings x is 2 of x is 2. Nou ek wil net vir jou sê hier, moenie skrik as jy sien dat jou twee oplossings dieselfde getal is nie. Want later in graad 11, in graad 10 gaan ek vir jou leer, dit gaan nog steeds die x-afsnite van 'n parabool wees. Daardie twee beteken net, hy gaan eintlik net een x-afsnit hê. Hy gaan x-afsnit hê en hy gaan daar draai. So dis reg as jy twee oplossings kry. Maar ons probleem is nou nog net om te leer om hulle op te los. Kom ons doen nog een. x² minus 13x is min 30. Die min 30 loop oor
en word plus 30 om hom nou in standaard vorm te kry. En nou kan ek faktoriseer. So my faktore gaan wees x min 15, x plus 2 is gelyk aan 0. Hoekom? 30 se faktore is 15 maal 2. Ek wil 'n min 13 in die middel hê. Hoe kan 15 in 2 vir my min 13 gee? Min 15 plus 2. Daarom is my faktore x min 15, x plus 2. En ek skryf dit as x min 15 is 0 of x plus 2 is 0. En dan x is 15 of x is min 2. In die volgende video gaan ons kyk na woordsomme wat tot vergelykings lei. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jy direk na daardie video te neem.